Philip, het jy 'n paar oomblikke tyd dat ons kan praat? Natuurlijk, wat het jy op die hart? Het jy weer nagedink oor die onderwerp wat ons bespreek het gisterand? Oor die moontlikheid om my ma hof toe te neem. Ja. Voel jy nog seker hofsaak is die oplossing? Nikki? Casey? Ja, dis ek. Nou kan ons dit uithaal. Waar is ek? Jy's in die hospitaal. Wat? Waarom is ek in die hospitaal? Wat is fout met my? Toe, Casey, sê my, waarom is ek in die hospitaal? Weet jy so waar nie? Nee, hoe sou ek? Wel, hulle moes jou net eenvoudig hospitaal toe bring. Wie het my gebring? Ek onthou nie. Victor het. Hoekom dan? Om watter rede? Onthou jy glad nie wat gebeur het nie? Nee. Wag. Ek onthou ons sou uitgaan na die Colonnade Room. Ja, dis waar ons was. Ek onthou dit was baie lekker vir my. En Gina was besig om vir ons te sing. Dis reg dieselfde lied wat sy op ons troue gesing het. Dit was baie romanties. Victor het met my gedans en ek het gevoel soos 'n bruid. Ek onthou nie wat verder gebeur het nie. Dis asof alles skielik mistig en vaag geword het en baie donker. Ja, ek weet hoekom alles skielik so donker geword het. Jy het flou geval, Nikki. Is dit wat dit was? Jy bedoel terwyl ons gedans het? Ja, dis reg. Ag, nee. Maar hoe lank hou julle my al hier? Nog net van gisterand. Julle hou my hier tot nou toe en dit net omdat ek 'n ou floutetjie gehad het? Kyk hier, Nikki, jy het ons vreeslik groot laat skrik gisterand. Maar ek kan nie. Wat se pypies is hier oral in my? Wat maak julle? Dis eintlik net om aan die veilige kant te wees. Wat het julle gedink gaan gebeur? Ons was natuurlik baie onrustig toe Victor jou ingebring het gisterand. Gemens word net ewe skielik flou sonder 'n rede. Ag, toe nou kom aan, Casey. Jy weet net so goed soos ek hoekom dit gebeur het. Nee. Hoekom het dit? Ek skaam my mors dood om so iets te moet erken, veral nou dat ek soveel moeilikheid veroorsaak het. Dit was net die champagne. Die champagne? As ek te veel daarvan drink, gaan dit mos reguit na my kop toe. Bedoel jy het te veel gedrink gisterand? Wel, dit het ek nie so gedink nie, maar ek skat dit was seker te veel. En daarbey was dit nog op 'n leë maag ook. Ek het gistermiddag glad nie geëet nie. Maar afgesien daarvan het jy goed gevoel? O ja, absoluut. Was jy nie altyd moeg nie, effens siekerig of so iets? Nee, joh, glad nie. Dit verduidelik dan alles, ek bly. Hey, jy hoef jou nie so te bekommer oor my nie. Ek drink baie selde te veel. Maar jy weet tog hoe maklik tref jy ongeluk jou soms. Dit kan gebeur. Maar nou weet jy ek makkeer niks en jy kan al jou buisies in goed kom afhaal omdat ek nou reguit huis toe wil gaan. Luister, jy het nog skaars jou bewussyn herwin. En daar's 'n paar toetse wat ek wil doen op jou. Hoekom? Dis mos nie asof ek iets ernstigs makkeer nie en daarbey staan my kop huis toe. Ek wil by my man en my dogter uitkom. Ja, ek verstaan, maar ek dink ons moet nog eers versigtig wees. Ek sê jou dan daar's niks verkeerd nie. Dit is so onnodig vir my om nog langer hier te lê asof ek siek is. Ek wil op die daad my ontslagvorm hê, so maak asseblief gou en bring dit vir my. Ek wil dit dadelik teken en huis toe gaan. Mag jy's 'n hardkoppige mens. Dan neem ek aan dat mag nou gaan. Daar's 'n besoeker hier vir jou. Is dit Victor? Ja. Reg, ek sal hom gaan haal. Dankie, Casey.
As ons hierdie verslag met gister sou vergelyk, is ons dan sit. Keisy, hoe lyk sy? Dis ongelooflik. Sy's nou wakker. Haar verstand is helder. Sy wil jou sien, Victor. Wat het jy haar toe vertel? Niks nie. Sy weet niks nie. En Victor het nie eers gevra nie. Wat ek wil weet is dit. Is jy oortuig dat jy daarmee wil voortgaan? Ek weet, ek het reg van die begin af gesê ek wil nie hê my ma moet weet dat ek hier by jou bly nie. Ja, en ek kan goed verstaan hoekom nie. Sy sou die lewe vir ons ondraaglik gemaak het. Nie omdat sy soveel vir my omgee nie, maar omdat sy nie die gedagte sou kon verdra dat ek liewer by jou wil woon as by haar nie. Philip, jou ma haat my, dit weet ons tog albei. Tot jy 18 word, is sy wettiglik jou voogouseun. Ek dink dit is onregverdig. Ongelukkig is dit wat die wet sê. Al lyk dit ook hoe onregverdig vir ons twee. Ek wil hê jy moet weet, ek sê jou nie blameer as jy weer daaroor wil nadink nie. As jy voel dit gaan vir jou te moeilik wees om haar te konfronteer, hoef ons nie voort te gaan daarmee nie. Daar's een moontlikheid wat jy in gedagte moet hou. Jy kom dalk beter daarvan af, as jy alles aanvaar, presies soos dit is. Ek kry al die gevoel dis jy wat weer daaroor wil dink. Dit is slegs om jou ontwil dat ek dit noem. Jy het nie dalk van plan verander oor my van nie. Nooit, Philip, nonsens. Ons gaan jou 'n chancellor maak. Of Philip, jy's vir my kosbaarder as enigiets op aarde. Toe ek gedink het dat ons die aanneming sou kon reël sonder dat daar 'n botsing met jou ma in die hof sou wees, was ek oortuig is die perfekte oplossing. Maar nou? Nou weet ek nie meer nie. Ek wil bloot seker wees dat ek jou nie op enige manier forceer nie. Tensy jy absoluut seker is, dis wat jy wil hê nie. Ek is. Philip, 'n hofsaak is dikwels 'n baie smerige ding. As my ma daarbey betrokke is, gaan dit verseker 'n morsige gedoente wees. Solank jy dit net goed onthou. Dit sal nie moeite werd wees, ek is seker. As die hof eers uitvind wat se soort mense is en hoe 'n hopelose ma sy is, sal ons die saak maklik wen. Ek is seker. Philip, dit kan 'n aaklige storie wees, verstaan jy dit? Hoe dit ook al gaan wees, ons moet dit doen. Ek is nie bang vir my ma nie. Nie as ek dink wat op die spel is nie. Wanneer dit alles oor is, sal ek nie meer hoef weg te kruip nie. Dan sal dit werklik my huis word. Jy wil dit graag so hê, nie waar nie? Meer as enigiets in my lewe. Ek het nie besef hoe ek my pa gemis het toe ek klein was nie, of hoe dit voel om aan 'n familie te behoort nie, totdat ek hier by jou kom bly het nie. En nou dat ek weet watter soort man hy was, is dit vir my die belangrikste ding in my lewe om sy naam te mag dra in die toekoms, wat dit ook al vereis. Ek wil alles in my vermoë doen om dit te laat gebeur en niemand gaan dit verydel nie, definitief nie my ma nie. Jy herinner my so baie aan jou pa as ek so na jou luister. So asof hy deur jou praat. Hy het ook altyd die moed van sy oortuiging gehad, net soos jy nou. Ek wens maar net dat hy jou ook vandag kon hoor. Hy sou trots gewees het op jou. Ek voel hy is hier by ons, mevrou Chancellor. En as ons twee wen, word ons 'n familie. En dan wil ek glad niks meer met my ma te doen hê nie. Wel, dis al wat ek nodig gehad het. Mitchell Sherman, asseblief. Is Catherine Chancellor hier? Catherine, dis nou vir jou 'n verrassing. Na ons laaste ontmoeting het ek nie gedink dat jy my weer sou bel nie. Ag, jy weet hoe dit is, Mitchell. Ek het dit nou weer oorweeg en ek het besluit jy moet maar voortgaan met die hofsaak soos jy voorgestel het. Ek sien, jy is bewus van al die implikasies. Ek is voorbereid daarop, Mitchell. Ek wil definitief vir Philip aanneem. Ek wil hê die jong man moet die Chancellor naam dra. Ons sal sy ma moet laat weet. Jy het dit alreeds baie goed verduidelik.
Maar dit is wat Philip wil hê en ek stem saam. Ek stel voor dat jy nou volstoom begin werk. Begin sommer vandag. Vandag al. Ja, ek wil so gou as moontlik die saak afgehandel kry. Reg, ek sal onmiddellik oorkom. O, dankie, Mitchell. Nou sal dit nie meer lank vat nie. Wag 'n bietjie. Wag 'n bietjie. Jy het tog nie stilletjies gegaan en als my pa vertel na ek jou gesê het om dit nie te Hy het die reg om te weet, Jack, en toe gaan sê ek Kon dit jy vir hom. agter my rug loop lol met my pa? Ek kan nie sien hoekom jy nou so boos is na ek jou 'n guns bewys het Nee, nie. dit 'n guns. Ek dink jy's aan die mal word. 'n Guns, ja, ek weet jy's bang vir jou pa, dis daarom dat ek hom gaan vertel het. Jy moet my eintlik bedank. Ek sal jou seker nooit behoorlik verstaan nie. Ek wou maar net hê jou pa moes die waarheid hoor. En ek het geweet, net ek kon hom vertel. Jy's nie tevrede as jy nie kan inmeng nie, Nigel. Maar ek het dit net vir jou gedoen. O nee, jy het dit uitsluitlik vir jou gedoen. Nou weet ek nie waarvan jy praat nie. Ek's ook nog nie seker nie. Maar hoekom anders sou jy enigiets vir my doen tensy dit ook nie beslis tot jou voordeel sou strek nie? Jack, ek het dit so waar slegs vir jou gedoen. Jy verdien om weer in jou pa se guns te wees. Nou dat hy weet wat die waarheid is dit net 'n kwessie van tyd voor jy terug is by Jabal. Dan is dit waaroor dit gaan. Dis baie duidelik. Jy wil my om een of ander rede terug hê by Jabal. Natuurlik, jy hoort mos daar, Jack. Wel, ek kan jou nou al sê dit gaan nie gebeur nie. Hoekom nie? Dis wat jy wil hê. Nie op die manier nie, nie met jou bystand nie. Haai, daar is nie 'n ander manier nie. Jy moet sorg dat jy so gou as moontlik terugkom, anders verloor jy die bietjie invloed wat jy daar het. Waarvan praat jy? Ek praat van Brad Carlton, jou pa se nuwe ou witbroodjie. En ek waarsku jou, elke dag wat jy nie daar is nie, grawe hy hom dieper in. As hy eendag die hoofdirekteurskap kry, sal dit my glad nie verbaas nie. Oor my dooie liggaam Ja, sal dan hy- is dit te laat. Dit lyk vir my asof jy klaar dood is. Kom aan, Jack. Nou goed. Luister. Kom ons aanvaar vir die oomblik dat jy wel aan my kant is. As jy hom die waarheid vertel het omtrent my skulderkenning, hoekom het hy nog nie van hom laat hoor nie, hè? Ek sal jou sê waarom nie. Jou plannetjie het net maar die omgekeerde uitwerking gehad soos ek jou gewaarsku dit sou. Hy wil absoluut niks verder te doen hê met my nie. Ek het hom te seer gemaak, Jill. Ek's vergoed uit sy lewe uit. Nie na hy van my die waarheid gehoor het nie. Kan jy nog nie verstaan nie, onnosel? Het jy geen idee wat ons optrede gedoen het aan hom nie? Ons het byna sy lewe verwoes daarmee. Verbrand. Wat sou ek nie opgeoffer het om daai nag saam ongedaan te maak nie? Luister, Jack. Ek dink jy moet soontoe gaan en hom sien. Vergeet dit. As ek na hom toe moet gaan nadat jy by hom was, kan jou voorspraak hoegenaamd geen uitwerking gehad het nie. Ag, bog. Hou net jou neus uit my sake uit van nou af en bly weg van my af, hoor jy? Jy gaan my nog een van die dae bedank, omdat jy gaan besef dat dit wat ek vir jou gedoen het, vir jou eie beswil is. Ek het net kom môre sê vir jou. Ai, Hoe voel jy? ek wil huis toe gaan. Hoe so, nee? Ek het vir Keisie gesê. Ek voel nou eerste klas. Ek is bekommerd oor Victoria. Weet sy ek is in die hospitaal. Toe maar Miguel is by haar, hy kyk mooi na haar. Die belangrikste nou is dat jy jou kragte moet herwin. Ja. Ek is jammer ek het jou en Keisie die skrik op die lyf gejaag. Jy weet dit was toe net 'n floutetjie, dis absoluut al. Ek's nou weer doodreg.
Wel, ek's verlig om dit te hoor. Ek's jammer, Victor, Waaroor? dat ek ons aantjie so bederf het. Nonsens. Het is nie dat ons so lank laas saam by die kolonydroom was. Dit was darm so 'n lekker aand gewees. Dit was lekker. As ek net nie soveel van daai champagne gedrink het nie, sou ek nie soos 'n idioot omgekap het nie. Jy moes jou mors dood geskaam het. Dit was die laaste ding wat my gepla het. Hi. Jy het die nag in die hospitaal deurgebring nie? Waarvan? Ek wil by jou wees. Wat ek nie kan klein kry nie, is hoekom jy so bekommerd oor my is. Ek's mos nie siek nie. Ons wil net aan die veilige kant wees, dis al. Ek wil na huis toe gaan, Victor. Sal jy my huis toe neem? Ek vra jou mooi. Ons moenie nog tyd mors in die hospitaal nie. Ek gaan gou vir Casey roep. Dan vat ek jou huis toe. Dit sal nie lank vat nie, hoor. Ashley Abbott hier? Ashley, dis Matt. Ek het vir jou oproep gewag. Wel, Nikki het bygekom en haar verstandshelder. Dit lyk of sy buite gevaar is. Ek is bly, gaan sy nou beter word? Ja, heel waarskynlik. Ag, dankie tog. Is jy alright? Natuurlik, ek is bly oor die wonderlike nuus. Ja, jy's reg, dis wonderlik. Dankie Matt dat jy gebel het. Ek moet nou gaan, reg? Ons gesels weer later. Hallo, Leo. Meneer Abbott. Ons is nog nie oop nie, maar kan ek u iets aanbied? Baie dankie, niks vir my nie. Ek wil vir Jack sien, is hy hier? Jy het hom net gemis. Het hy gesê wanneer hy sal terug wees? Nee, hy het nie. Kan ek dalk vir hom 'n boodskap gee? Nee, toe maar, baie dankie. Luister, Leo, kan ek maar daar bo in sy kamer vir hom wag? Ek sien geen rede hoekom nie. Kom, ek sal vir u oopmaak. Dankie. Oh, Michael. Dis verskriklik. Jill, ek wil hê jy moet vir my net een ding vertel. Hoekom het jy so skielik jou opinie van Jack verander? Ek dink ons twee het al die feite deurgewerk en besluit dit moet hy wees. Hy het my oortuig daarvan dat hy onskuldig is. Het hy? Hy het vir my inligting gegee wat bevestig wat hy sê. Hy is onskuldig. Al wat dit miskien kan wees. Al wat dit miskien kan wees, sover ek dink is, dat Jack vir jou verduidelik het hoekom hy skuld beken het. Dis die een ding wat hy van die begin af geweier het om oor te praat. Jill, is dit wat gebeur het? Dit is waar, is dit nie? Moenie. Ek kan jou nie meer vertel nie. Vertrou net op my. Dit is van die allergrootste belang, Jill. Wat het hy gesê? Ek kan jou nie sê nie. Nie nou al nie. Asseblief verlaat my. Dit is nie Jack wat die skuld afgevuur het nie. En ook nie Kay Chancellor nie. Wat beteken? Daar is iemand hier rond. En dis iemand wat nie sal rus voor ek dood is nie. En ek weet ek gaan nooit weer vrede in my gemoed hê tot ek uitgevind het wie dit is nie. Michael, hou my vas. Ek is bang. Ek is so bang. En dit is erg.
jou voor, Julia, wat Victor se gesigsuitdrukking sal wees as ek hom van my verrassing sê. Jy klink nie juist te bekommerd nie. Wel, ek weet Victor is regtig lief vir my. Ashley, Victor gaan niet so bly wees daaroor soos wat jy is. Ek dink ook so. Maar dit gaan definitief 'n verrassing vir hom wees. Ek sou wat wou gee om daar te wees as jy hom vertel. Wil jy hom sy kalmte sien verloor of wat, Julia? Die man wat ek van Deset af onthou was gek daaroor om in beheer te wees. Hy word nie maklik van stryk afgebring nie. Ja, ek weet. Maar dit gaan sy voete onder hom uitslaan as ek hom vertel. Weet jy wat gaan ek doen? Ek gaan hom vertel net voordat hy na een van sy baie belangrike direksievergaderings toe gaan en kyk hoe hy voor die klop stywe gesigte optree. Ag nee, wat jy sal nie. Nee. Ek dink ek gaan nog 'n beter voorstel maak. Mag ek weet wat dit is? Ek dink ek sal hom in die houte daarvan vertel. Waarvan praat jy? Dit is my en Victor se plekkie. Dis 'n ou klein plekkie in die veld. Dis waarheen ons gaan as ons wil wegkom van alles af. Dis 'n pragtige plekkie, is omring deur bome en dit is so mooi die tyd van die jaar. Dit klink baie romanties. Ja, dit is. Ons het wonderlike tye saam deurgebring in die plekkie. So ek dink wat ek gaan doen is ek gaan vir ons champagne op die ys sit, vuur aan die gang kry. En dan vertel ek hom hy gaan 'n pappa word. Oh, ek is jammer, Julia. Ek het nie bedoel om onsensitief teenoor jou te wees. Nee, hoegenaamd nie, regtig nie. Ek is so bly ek is hier om jou vreugde met jou te deel. En jy weet, ek weet jou. Het is goed vir Victor om tussen kinders te wees. Ek bedoel, dit maak hom 'n liefdevoller en sagter mens. Ja, ek dink jy is heeltemal reg. Ek dink jy's heeltemal reg. Ek het hom al saam met sy dogter gesien, dis waar. Hy lyk meer ontspanne as hy by haar is. En jy het die voorreg om hierdie tyd saam te geniet. Daar lê vir jou 'n wonderlike tyd van jou lewe voor. Ek weet dit is 'n droom wat bewaarheid word. Ek bedoel, ek het die man ontmoet wat vir my alles in die lewe beteken. En om die kroon te span verwag ek sy kind. Nee, nie eintlik nie, maar hy was bly om my te sien. O, dis goed. Hoe gaan dit met hom? O, hy het 'n ongelooflike plek. En 'n sportmotor, ag, is te goed vir woorde. Hy het my die hele land goed gewys. Daar is swembaddens, tennisbane, perdestalle, is ongelooflik. Ek was stom geslaan. Nina, jy het nog nie 'n woord oor Philip gepraat nie. Wel, hy's alright, Cricket. Hy wil hê dat ons binnekort saam uitgaan. Ek het voorgestel dat ons 4 saam uitgaan. Dis nou jy en Danny saam met ons. Dit sal pret wees. Ek is bly jy maak vriende. Ek's ook bly. Ek het nie bedoel soos dit geklink het nie, wat ek net nou oor Philip gesê het. Dis net. Weet jy, ek het nog nooit so iets gesien in my lewe nie. Ek het nie eers my eie kamer gehad nie. Nog nooit nie. Dink jy hy weet hoe gelukkig hy is? Is Philip se vriendin al weg? Ja. Sy het gery. O, ek hoop hulle het lekker saam gekuier. Ek het 'n voorgevoel dat die meisie daar buite is om moeilikheid te maak, Esther. Hoe so? Sy lyk vir my nogal oulik, mevrou. Wel as jy my vra, was sy net 'n rapsie te veel beïndruk deur die plek. Maar ek het gedink jy wil hê Philip moet vriende hê. Dit is so. Ek wil dit hê. Net solank hulle die regte vriende is. O, Ons mag nie toelaat dat Philip hiervan uitvind nie. o nee, verseker nie. Ashley. Wat is aan die gang met jou? Iets is net nie reg nie. Ek weet dit.
is miskien tog reg. Dalk moet ek sy huweliksaansoek oorweeg. Nikki. Hallo Ashley. Wat doen jy? Jy moes my een of ander tyd verwag het, Ashley. Ek verstaan nie nou nie. Ek het ook nie. Ek kon dit nie verstaan nie. Tot nou toe. Waarvan praat jy? Nou ja. Dit het 'n paar maande gelede begin toe jy en Matthew so skielik besluit dat julle twee wil trou. Nikki, ek weet dat my huwelik met Matt heel wat mense verras het, maar hoekom haal jy dit nou? Omdat ek dink ons moet daaroor praat. Nikki, ek weet dat my huwelik met Matt heel wat mense verras het, maar hoekom haal jy dit nou? Omdat ek dink ons moet daaroor praat. Ek dink ons moet definitief daaroor praat. Ek kan nie sien hoekom nie. Weet jy, dit het my weke lank geneem om te probeer uitvind hoekom jy ewe skielik wil gaan trou met Matthew. Kyk, ek weet hy is 'n wonderlike man en dat julle goeie vriende is, maar 'n huwelik, Ashley? Dit het net vir my geen sin gemaak nie. Juist omdat ek geweet het hoe jy oor Victor voel, kon ek dit nie klein kry hoekom jy toeskielik met sy broer wou trou nie. Ek het toe maar gedink dis omdat jy so teleurgesteld was in Victor. Ja, jy's reg, Nikki, ek was. Dis nie waar nie. Dis wat jy graag wil hê ek moet glo, maar dit is nie so eenvoudig nie, is dit? Wel, daar is niks eenvoudig omtrent die situasie. Dan sê jy dit is waar. Nikki, wat is waar? Ek weet nie waarvan jy praat nie. Hoe lank was dit na jou en Matthew se huwelik dat jy ons vertel het van die klein ding wat op pad is? 'n Maand miskien? Nie baie lank nie. Ons wou nie langer wag nie, want ons albei wou graag kinders hê. Jy kon nie bekostig om te wag nie, Ashley. Jy was alreeds swanger. Met Victor se kind. Nikki, jy weet glad nie wat jy nou daar kwytraak nie. Dis onsin, jy kan dit nie bewys nie. Ek kan dit bewys. Ek sien die bewys baie duidelik hier voor my. Kyk hoe lyk jy. Hoe durf jy ontken dat dit Victor se kind is? Jy kan nie. Jy kan nie, want dit is so. Het jy gedink jy kan dit vir my wegsteek, Ash? Het jy nooit gedink ek sou dit een of ander tyd uitvind nie? Wat het jy gedink gaan jy doen as jy my raakloop? En hoeveel ander mense weet nie van my genade? Ek is oortuig Matthew weet goed wat aangaan. Wat van Victor? Het jy hom vertel? Nee, Nikki. Is hy niemand weet wat aangaan? Dan is dit waar. Dit is so. Ja, dit is Victor se kind. Maar dit is verskriklik. Dit is Victor se kind. Oh, wat gaan aan? Nikki, wat is verkeerd? Wat is fout? Ek voel so snaaks. Wat is verkeerd met my? Nikki, wat gaan aan? Nikki. 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 Ag nee. Ag nee. Nikki.
Ashley Abbott. Hallo? Ai, Victor. Luister, ek weet ek moes nie gebel het nie, maar ek kon jou nie uit my gedagtes kry nie. Hoe so? Hoe gaan dit met jou? Ek speak fyn. Jy hoef jou nie meer oor my te kwel nie. Ek is jammer, maar ek kan dit nie help nie. Ek dink nie jy moet my weer bel nie, asseblief, Victor. Nou goed. As dit is wat jy wil hê, sal ek jou nie weer bel nie. Victor, ek is piek van, regtig. Ek jok nie. Totsiens. Totsiens. Ek is lief vir jou. Hallo dokter, dis Ashley Abbott. Ashley, ek het gewag vir jou oproep. Ja, u het my aangeraai om al die moontlikhede baie deeglik te oorweeg. Ja, en ek veronderstel dis wat jy gedoen het. Ja, wel dit was onmoontlik om aan enigiets anders te dink. Wat wil jy doen? Daar's werklik geen manier hoe ek die kind kan hou sonder dat ek mense se lewens beïnvloed nie. Ashley, is jy doodseker? Ja, ek wil dit doen, dokter. Nou maar goed. As dit jou besluit is, dan sal ek dit so gou as wat moontlik is wil doen. Wanneer sal dit u pas? As jy beskikbaar is môre. Jy sê môre. Ek dink dit is moontlik om 'n afspraak te reël vir ja, môre. Later in die dag. Die suster sal jou skakel om dit te bevestig. Dis goed, dankie dokter Lerner. Hoe gaan dit met Victoria? Sy het weer aan die slaap geraak. Dankie. Waarvoor? Wel, omdat jy vir jou dogter daar is. Ek is bly alles is nou weer reg. Ek het gehoor sy het 'n nagmerrie gehad. Het sy gesê waaroor was dit? Dit was regtig nie iets buitengewoons nie. Dis net 'n tipiese kindernagmerrie wat haar vrees weerspieël dat sy verlaat gaan word. Hoewel ek wonder of sy nie dalk iets aanvoel nie. Wat aanvoel? Maar oor die egskeiding. En dat jy nie meer vir lankie gaan bly nie. Ek bedoel, ek weet sy het van my gedroom dat ek weg is. Ek kan goed verstaan sy het so iets gedroom, want jy is die kern van haar lewetjie. Ek gaan eers vir iets kry om te drink, ystee of iets, moet ek vir julle opbring? Nee, dankie. Matthew? Nee, dankie, Victor. Reg. Dan sien ek jou môreoggend vroeg weer. Waarvoor? Ons het gereël om die huis te gaan besigtig. O, ja.
Dis reg, amper vergeet ek daarvan.